Numeri, hoofstuk 24. Toe besef Biljam dat die Here dit goed vind om die Israeliete te seën. Daarom het hy nie hierdie keer om na towery en voorspellings gewend nie, maar hy het eerder in die rigting van die woestyn gekyk. Hy het Israel gesien waar hulle volgens hulle leerafdelings kamp opgeslaan het en die gees van God het oor hom vaardig geword. Toe het hy die volgende boodskap verkondig. Dit is wat Biljam, die seun van Beor, spreek. Ja, dit is wat 'n man wie se oë oopgegaan het te sê het. Dit sê hy wat God se woorde gehoor het en aan wie die Almagtige visioene gegee het, terwyl hy met geopende oë op die grond lê. O Jakob, jou tente is mooi, en Israel, jou wonings. Hulle lê uitgesprei soos valleie, soos tuine wat langs 'n rivier uitgelê is, soos die alwyne wat deur die Here geplant is, soos sederbome langs waterstrome. Uit sy leersak vloei daar water, by 'n oorvloed van water is sy saad. Sy koning het meer aansien as Agag, en sy koninkryk sal hoog verhef word. God het hom uit Egipte laat optrek, en is soos buffelhorings vir hom. Sy vyande, die nasies, sal hy verteer. Hulle beendere vergrys hy, en met sy pyle vernietig hy. Soos 'n leeu en sy wyfie gaan hy rustig lê. Kan iemand hom opjaag? Die wat jou seën sal geseën word, en die wat jou vervloek, sal vervloek wees. Balak het so kwaad geword vir Biljam, dat hy sy hande in mekaar geslaan het. Toe sê hy vir Biljam, kyk, ek het jou hiernatoe laat kom om my vyand te vervloek, maar jy het hulle al 3 keer geseën. Maak dat jy hier wegkom, gaan huis toe. Ek was bereid om jou baie goed te beloon, maar die Here het verhoed dat jy enige beloning ontvang. En Biljam sê vir Balak, reeds aan die begin het ek vir jou boodskappers wat jy na my gestuur het, goed laat verstaan. Dit maak nie saak of Balak sy paleis en al sy silwer en goud aan my wil gee nie. Ek kan niks goed of sleg sê as dit teen die wil van die Here is nie. Ek kan slegs sê wat die Here vir my gee om te sê. Kyk, ek is op pad na my mense toe. Tog sal ek jou vertel wat in die toekoms gaan gebeur, wat hierdie volk aan jou volk gaan doen. Toe het hy die volgende boodskap verkondig. Dit is wat Biljam, die seun van Beor, spreek. Ja, dit is wat 'n man wie sy oë oopgegaan het te sê het. Dit sê hy wat God se woorde gehoor het en kennis dra oor die Allerhoogste se besluite en aan wie die Almagtige visioene gegee het, terwyl hy met geopende oë op die grond lê. Ek kan skou hom, maar dit is nie op hierdie oomblik nie. En ek gewaar hom, al is hy nog ver. Kyk, uit Jakob kom daar 'n ster. Uit Israel kom daar 'n magtige scepter wat die slape van Moab sal verbrysel en sy opstandige kinders sal vernietig. Hy sal Edom besit. Sy vyand, Seir, sal sy besitting word, terwyl Israel by die dag sterker word. Daar sal een wees wat uit Jakob heers, en hy sal die wat uit die stad vlug, doodmaak. Toe het Biljam vir Amalek gesien en hierdie boodskap oor hulle verkondig. Onder al die nasies was Amalek die grootste. Op die einde sal hy vernietig word. En Biljam het die Keniete gesien en hierdie boodskap oor hulle verkondig. Jy het vir jou 'n stewige woning op die rotse gebou. Tog is Kain ook bestem om verwoes te word. Dit sal gebeur wanneer Asser kom om jou as gevangenes weg te voer. Verder het Biljam die volgende boodskap verkondig. O wee, wie sal dit kan oorleef as God die dinge laat gebeur? Uit die rigting van die Kiteërs kom daar skepe wat Asser en Heber verneder, omdat ook hulle bestem is vir vernietiging. Daarop het Biljam gereed gemaak en teruggegaan na sy woning, terwyl Balak ook sy koers gekry het.